Hallo julle almal, kom ons bid saam en ons vra vir die Here om met ons te praat uit sy woord. Ek wil graag dat ons hande sal vou en miskien so, ek dink dit kom van lank terug om te sê ek is afhanklik. Ek is afhanklik van my baas. Ek buig voor my baas. Natuurlik my Here en grootste baas, ons God. Here ons God, dankie vir u woord, praat met ons. Ons vou ons hande hier saam. Ons is van u afhanklik. U stem, u wat in ons lewe werk, u hande in ons lewe. Amen. Kyk 'n bietjie na jou hande. Baie keer wanneer ons met mekaar praat, dan sal ons arms of hande wegsteek. Miskien is dit net vir jou 'n gemaklike posisie, maar in die kommunikasiekunde word daar gesê jy probeer geslote bly, of jy wil nie oopmaak nie, jy hou jou hande weg. Oop hande kan dui dan op jy kan my maar vertrou. En wanneer ons mekaar seën, of wanneer die dominee seën uitspreek, hy gaan tog nou nie dit doen nie. Dis nou weer een of ander teken, nee, in ons land se geskiedenis en politiek en teologie van bevryding en die apartheid staat. Nee, los dit. Jou hande, miskien het jy baie letsels. Miskien het jy rowwe hande wat al seer gekry het van al die handewerk. Mense het al vir my gesê, wil jy dan sulke ou sagte handjies. Ek het daarom een letsel van sport daar, so merk daar, ek dink julle gaan dit sien nie, maar dit is toe op hoërskool, toe ek provinsiaal verspring gedoen het, toe het ek in my eie hand vasgespring, in die sandput, en dwars deur getrap, die letsel sit nog daar. Ja, Dina het byvoorbeeld nie vingerafdrukke nie, van al die pottery, die klei, op haar kaart, identiteitskaart, is daar niks, is net so blop, so swart blop, en ek het duidelike vingerafdrukke. Praat van vingerafdrukke, elke mens se vingerafdruk is uniek. Dit weet jy natuurlik, uniek. Kom ons kyk 'n bietjie na God se hande. God se hande. Nou God is nie 'n mens nie, God het nie liggaamsdele nie. Die groot woord is ons praat en die Bybel praat op antropomorfe wyse. Dis volgens die maatstaf van 'n mens, menslik. Ons kan op geen ander manier praat nie. Ons gebruik simbole, metafore om oor God te praat. Maar dis wonderlik. Ons weet nie hoe God lyk nie, maar dis wonderlik om te praat oor God se hande. Die hele Bybel is vol daarvan. Kyk na God se hande. En dan nommer 1 sien ons sommer reg aan die begin, Genesis 1, God se skepperhande. En aan die begin het God die hemel en die aarde gemaak, geskep. Die aarde was woes en leeg, daar was chaos. Duisternis was op die wêreld vloed, die donker waters. Goed, dit was nie van ewigheid daar nie, maar God wil 'n punt bewys. Daar's chaosmagte. Daar's 'n woeste
dit wil hy dan kom sê, dat ons sal weet vir altyd en ewig, hy skep orde, hy bring orde in die chaos. Onthou Genesis, hier is geskryf, toe Israel in ballingskap was, hier in 586 voor Christus daar rond, en 'n priester, die hele styl wys daar op die ritmiese styl waarin geskryf is, die poëtiese digstyl, en om dan te sê, God skep orde, want Israel was in chaos, wanorde in hulle lewe, hulle hande was eintlik maar gebind in slawerny, ook deur hulle sonde, en daarom is hulle weggevoer, en God skep. Pragtige Hebreëse woord, bara, jy kan hoor, om te baar, om geboorte te gee aan dis wat gebeur, God skep. Dit is 'n vroulike naamval daar, werkwoord, God skep soos wat 'n vrou geboorte gee aan 'n kind. Hy produseer nuwe lewe. En dan is die vraag, kan hy, wil hy dit steeds doen? Waar daar soveel probleme en lyding en swaar kry is, kan hy weer skep en ingryp en liefde en oorwinning en vrede en blydskap en oorvloed lewe en om te voorsien in mense se lewe. Daarom lees ons ook aan die einde van hoofstuk 1 van Genesis, hoe hy dan vir die mens sorg. Letterlik gee hy kos om te eet, hy versorg hulle, hy gee vir hulle 'n blyplek. Hulle verloor dit later met die sondeval in Genesis 3, maar God sorg. God se skepende hande, en hierdie hande van God, daardie hande, is die versorgende hande, wat voorsien. Jesus het, in Matteus, Jesus wat wat self God is, het gekom om te kom sê, moenie bekommerd wees nie. Hy sal voorsien. Hy sal voorsien aardse, materiële behoeftes, maar alle vlakke, alle behoeftes van ons lewe. Ek wil dit in jou lewe verklaar. God, ek wil dit as 'n blessing oor jou uitspreek, en ons moet dit oor mekaar se lewens uitspreek. God voorsien. Ons praat van die instandhouding van God se skepping, en waarvan ek en jy natuurlik 'n deel is. God se onderhoudende en versorgende hande, oop hande. Ons lees op 'n paar plekke in die Bybel, in die Psalms veral, u hand is oop, sê Dawid, die digter. God se hand is oop na ons kant toe. Psalm 16, die meetsnoere, dis die ou vertaling, die meetsnoere het vir ons in lieflike plekke geval. Kom ek noem dit vir julle. Here, u is my lewe, u sorg vir my, die sorgende hand van God. Wat ek ontvang, kom alles van u af. Dit wil tog duidelik sê, God het 'n oop hand na mense toe. God wil nie 'n vuis in ons gesigte druk nie. God wil nie wanneer jy bid en vra, jou wegstoot nie. Hy wil uitnooi. Hy wil sê, kom ons kyk, wat kan ek vir jou gee? Wat het jy nodig? En 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Die meetsnoere het in lieflike plekke geval. Ek kom net nou weer daarby uit. Jesaja 49. Israel in ballingskap, dan kom die profeet Jesaja, hulle is vasgeval, en dan kom sê hulle, God gee nie om. In Jesaja 40, die laaste deel lees ons ook daarvan, maar in Jesaja 49 dan, vers 13, jubel hemel, juig aarde, sing vrolik berge, die Here het vir sy volk uitkoms gegee, hy het hulle aan die hand gevat en uitgelei, soos hy
soos 'n vader 'n ouer kind vat en vashou, lei hy hulle weer terug na hulle land toe. Hy het hom ontferm, die omgee liefde van God. Hulle wat in nood was. 2 Korintiërs 1, ek wil die lyne trek, want Jesus wat kom, Jesus, God, mens, en God is die Vader, sê Paulus in 2 Korintiërs 1, wat hom ontferm, dieselfde gedagte van sy ingewande is in beroering. Hy voel hier binne. Hy gaan oor tot aksie. Dis 'n God wat ons raak sien. Hy weet wat ons nodig het. En hy voorsien. En dan Sion sê, die Here het my verlaat. Die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. In Jesaja 40 is dieselfde gedagte. Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy Israel? Hy sê dit vir my en jou. Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy sal weer skep. Hy skep en hy herskep. Hy skep nog steeds nuut. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Hy gee krag vir die wat moedeloos en moeg geraak het. En dan 2 Korintiërs 1, hy ontferm hom, wat beteken, hy gee uitkoms, hy help, hy bemoedig. En dan staan daar dan ook, dat ons dan mekaar moet bemoedig. Ek kom nou daarby. En dan hierdie woorde in Jesaja 49, vers 16, ek het jou naam, sê God, ek het jou naam in my handpalms gegrafeer. Met respek gesê, God het tatoeëermerke, maar dit is so diep, dit kan nie uitgehaal word nie. God het dit permanent, sê hy, in sy wese gaan skryf. Kyk, lees, sê God, jou en my naam. Julle wat in my seun Jesus glo. En as jy nie glo nie, kom, dan skryf ek jou in. Op 'n ander plek Openbaring, ek het jou naam in die boek van die lewe geskryf, maar nog meer as dit, in my handpalms. Ek dink aan jou, as jy na jou hande kyk, jy sien jou hande gedurig. 'n besering aan jou hande, of 'n merk van 'n ring, dit herinner jou aan iets. God sê, ek kyk na my eie goddelike hande, en dit herinner my, oor en oor aan jou. Ek kan jou nie vergeet nie. Jou mure, sê Jesaja 49, ek sien jou mure altyd voor my. Die mure wat platgeslaan is, toe hulle in ballingskap en slawerny weggegaan het. Daai mure, jy sal binnekort terugkeer. Dit sal weer opgebou word, dit sal weer herstel word. God skep, God herskep. Hy voorsien, hy onderhou, hy beskerm. Hy hou die kwaad weg, hy hou die goeie, sy goeie dinge binne in hom, in ons vas. Hy het ons aan die hand gevat, Wanneer ons praat oor die skepping van God, ek wil 2 terme gebruik wat ons in Latyn geleer het. Ek wil nou nie rang trek met Latyn nie, maar in die teologie, die ou vaders, kerkvaders, teoloog, het Latynse terme gebruik. En dis van die eerste terme wat ons geleer het toe ons begin studeer het in teologie, die creation, waar ons Engels vandaan kom. Die creatio van God, en dan het ons 2 goed geleer, en dis wat die Bybel vir ons leer, dis wat die Bybel vir ons sê, die creatio ex nihilo, die skepping ex uit nihilo, die niks. Hy skep uit niks, toe daar niks was nie. Maak nie saak hoe dit gebeur het nie, 'n Big Bang of evolusie of wat, vergeet nou dit, maar God het geskep. Dis wat Genesis wil sê, Genesis 1. Hy het geskep, maak nie saak hoe nie. En al het dit dan biljoene jare nog geneem om ander
konstellasies en sterre en wat ook al tot stand te bring. Hy skep steeds, daar ontstaan steeds nuwe sterre en ruimteverskynsels uit die niks. Dan kan hy mos, waar daar niks, liefde, vrede, blydskap, oorwinning, uitkoms, hoop vir jou is nie, die niks. Die min, so min liefde in ons land, so min vrede, oorwinning oor die slegte, die bose, so min van die joy van die Here, so min oorwinning, soveel armoede, so min kos en klere vir soveel miljoene, dan kan hy mos in ons lewens skep, waar dit onmoontlik lyk, creatio ex nihilo, uit die niks. Maar dan het ons ook geleer, en ons leer dit uit die Bybel, die hele gedagte, maar dan het die ou vaders ook vir ons die Latyn geleer, die creatio continua, continuous. Hy herhaal, hy skep steeds. Jesaja 43, kom hy en hy sê, ons moet nie bang wees nie. Hy noem weer daar Israel se ou name, Jakob, Israel. Jakob, die naam herinner, Jakob kyk na sy hande, bedreer. Hy wat sy broer bedrieg het, hy wat sy ou vader bedrieg het. Maar God verander sy naam na Israel. God veg vir jou. God gee jou 'n nuwe naam. Hy skep vir jou 'n nuwe naam. Hy vervang die ou lelike naam, wat herinner aan die vuil lelike hande. Wat is daai lied wat David Kramer baie lank gelede gesing het, oors lank gelede, oor hande, hierdie hande van my. Hande wat kan opbou en kan werk, maar dis ook doodmaak hande. Hy verander dit, hy kan dit verander na hande van lewe. Continua. Verder skep. En dan Jesaja 43, ek het jou gemaak, die beeld is die van die wêreld van die pottebakker. Dina preek môre, Sondag, ja ons neem nou op Saterdag hierdie boodskap op, maar sy preek nou môre Sondag, die Sint Barnabas Anglikaanse kerk hier in Heidelberg het daar gevra. Ek het al een keer daar gepreek, nie lang gelede nie. Toe vra die vrouens toe nou vir haar, wil sy nie die erediens lei nie, hulle het so hele ding rondom vrouens en moeders, en sy gebruik ook die voorbeeld, want omdat sy self 'n pottebakker is, en met klei werk en beeldhou, en dan as 'n stuk klei flop, dan hoe sy weer dit oordoen, op die wiel draai. Dis fantasties, sy gaan dit prakties demonstreer ook. Ons het so saam aan hierdie preek gewerk, en ek het vir haar gehelp, en sy het vir my gehelp. Nou, miskien is daar van julle wat nou sê, ag nee man, hoekom laat jy haar nie preek nie? Vir ons hier op YouTube en WhatsApp groepe nie. Okay. Right. Kyk, ek wil daarom ook 'n kans hê. Dan die woord wat hy gebruik, geskep, gemaak, tot stand gebring, en dan die tweede woord, ek het gemaak, ek sal jou verder vorm, beteken, ek sal voortgaan met jou. Ek sal jou nie los nie. Ek sal klaarmaak. God is die God met hande wat klaarmaak. Weet julle, onthou julle, die van julle wat nou redelik ouer is, dit was vir my as kind en jong man altyd mooi, die fotum, daai eerste deel in die erediens, van onthou julle, ek slaan my oë op na die berge, of daar nou berge was of nie, waar jy ook al is, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde geskep het, wat getrou is tot in alle ewigheid, en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. En dit is wat Paulus ook in Filippense 1 vers 6 vir ons kom sê.
Ek is daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, wat dit ook al is, dit einduit sal voer, dit sal voleindig, sal klaar maak tot op die dag wat Christus Jesus weer kom. Moenie moed verloor nie. Wat jy ook al aangepak het in jou kerk, in 'n gemeente, of 'n geestelike groep, of in jou gesin, in jou werk, want jy werk ook vir die Here, nee, jou hande werk ook vir die Here, waar jy ook al werk. Goed doen aan mense. God se gawes uitdeel aan mense. Dis werk van die Here. Hy's juis in sy diens, maak nie saak wat jou beroep is nie. En hy sal dit klaar maak. Hande wat getrou is, wat klaar maak. Getroue hande, skermende hande, versorgende hande. Hande wat onderhou. Kyk weer na jou hande. Ons kon nog baie sê oor God se hande, maar kyk weer na jou hande. Kyk, en dan verklaar jy oor jou hande dit van ons mag ook skep. Ons mag ook namens God, ons is sy beeld, skep en tot stand bring, en wanneer ons goed doen in mense se lewe en gaan help en ons ontferm, soos 2 Korintiërs 1 sê, die skepping van God. Ons mag ook mekaar beskerm met hierdie hande. Ons mag bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Maar dit vra oop hande. Oop hande. Psalm 16 praat in die begin van, ek sê nee vir die afgode, ek wil niks met die afgode te doen hê nie, die bose magte nie. Hande wat sê nee, stoot die magte, die bose weg, maar ek is oop vir hierdie wat hy gee, hierdie meetsnoere, vir hierdie gawes wat hy afmeet. Oop hande, oop hande. Ek sluit af, kyk na Jesus se hande, kyk na Jesus se hande in Johannes 20, julle kan self gaan lees, Johannes 20, vanaf vers 24, die disippels by mekaar, hulle is bang en bevrees, en dan verskyn Jesus. Hy sê, moenie bang wees nie, my vrede gee ek aan julle, gee my Heilige Gees aan julle, maak julle hande oop vir dit, maak dit oop, ontvang. En dan twyfel Thomas, en sê, kom kyk, kyk my hande en my voete, die merke van die spykers. Jesus se hande, steeds waar hy nou in die hemel is, met 'n goddelike, liggaamlike vorm. Ja, hy het so opgevaar. Hy het dit behou. Dat ons kan dink, kyk die hande van Jesus, vir jou en my aan 'n kruis vasgenaal, verlossende, bevrydende hande van God. Kom bring jou hande opnuut in diens van die Here. Amen.